Petrus, hoofstuk 1. Petrus, 'n apostel van Yeshua, die Messia, die Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God, die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling van die bloed van Yeshua, die Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. In hierdie gedeelte sê vir wie is die brief? Maar ons lees dit, maar ons luister nie. Nou as jy 'n brief kry, vandag se dae 'n e-mail, en daar kom 'n e-pos by jou aan en daar is iemand anders se naam op, wat doen jy? Jy laat weer daai persoon wat vir jou gestuur het, jammer, verkeerde persoon, jy het seker my per ongeluk geklik daar op jou rekenaar en so kry ek jou brief. Dan weet daai ou, ek het vir 'n verkeerde persoon hierdie gestuur en dan kan hy dit vir die regte persoon stuur. Nou as jy die verkeerde persoon is en jy kry die brief, is dit op jou van toepassing? Nee, dit is nie. As iemand vir jou sê, die brief is vir jou, maar daar is iemand anders se naam op, is die brief vir jou? Nee, is nie vir jou nie. En net so is hierdie brief vir iemand geskryf. En ons neem aan, dis vir die hele wêreld. Dis vir enige ou wat kan lees, of ten minste hoor, as iemand vir jou kan lees. Maar dit is toe nie. Aan wie? Aan die vreemdelinge van die verstrooiing. Verstrooiing, wat beteken verstrooiing? Wel, as jy mielies vir die hoenders gooi, dan steek jy jou hand in die emmer en dan vat jy 'n klomp mieliepitte in jou hand, en dan gooi jy langs jou voete. Dis nie verstrooiing nie. Dis net daar bondel langs jou voete gooi. Jy vat dit en jy strooi dit in 'n rok, die hele wêreld vol. Nou hy skryf aan die vreemdelinge van die verstrooiing. Vreemdelinge van die verstrooiing. Julle is vreemd, maar verstrooid. Nou wie is verstrooid? Die 10 stamme en die 2 stamme van Israel het verstrooid geraak. Dit beteken hulle was eers by mekaar, toe raak hulle verstrooid. Toe hulle die beloofde land ingetrek het, die 12 stamme, het Moses hulle gewaarsku en gesê, as julle nie in Vader se weë wandel nie, dan gaan hy julle verstrooi oor die hele wêreld. En hulle het nie in sy weë gewandel nie, en die profete het hulle gewaarsku, eers die noordelike 10 stamme, dan gewaarsku, wandel in sy weë, anders gaan hy julle onder die nasies verstrooi. Hulle het nie geluister nie. Hy is weggevoer in ballingskap na Assirië toe. Die Assiriese koninkryk het in duie gestort en daai 10 stamme wat soontoe weggevoer was, het verstrooid geraak. En toe het die 2 stamme dieselfde pad geloop. Hulle het in ballingskap gaan Babylon toe. Na 70 jaar is hulle vrygelaat, hulle kon teruggaan. Ek dink is 40,000 van hulle teruggegaan. Die res het nie. Hulle het in Babylon agtergebly. Sommiges is nie weggevoer Babylon toe nie, hulle het in die land Israel agtergebly van, hulle het Egipte toe gegaan, en na die ballingskap het hulle verstrooid geraak, en daar is 12 stamme in verstrooiing. En hy skryf vir hulle, en hierdie spesifiekes, waarvoor hy skryf, is Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Ok, nou kan ons sê, maar dit kan nou maar enige iemand wees. Enige ou kan hom self is dit. Nou sê vers 2, uitverkore, volgens die voorkennis van God, die Vader. Uitverkore. Wat is uitverkore? As jy klomp items wat dieselfde is, vat nou daai mieliepitte, dan sê jy, daar's 'n sak mieliepitte, haal vir my die met die swart vlekke op uit, dan kies jy hulle uit. Dis uitverkore, uitgekies. Daai is nou uitgekies om weg te gooi. Maar hierdie mense is uitgekies vir iets anderster. So hy skryf aan spesifieke mense, hy skryf aan die vreemdelinge en die verstrooiing, en hulle is uitverkore volgens die voorkennis van God. Nou wie is uitverkies volgens die voorkennis van God? Voorkennis, voor die grondlegging van die aarde is hulle naam in die boek van die lewe geskryf. En wie was dit? Dis 'n uitverkore geslag. Dis Adam se geslag. En Adam se geslag het naderhand so verbaster geraak met vreemde hemelwesens, dat daar weinig oorgebly het, net Noag en sy gesin. En Vader, laat maak die ark, deur Noag, hy gaan daarin en nou kom die vloed en almal verdrink. En uit Noag uit kom weer hierdie geslag weer voort. En daar's weer moeilikheid. Hulle is weer losbandig, wetteloos. Hulle sê ons gaan 'n toring bou tot aan die hemelryk, sodat God nie vir ons kan sê wat ons moet doen nie. En op daai stadium kies Vader 'n persoon uit, naamlik Abraham. En hy is van hierdie geslag. En hy sê, Abraham, ek maak met jou 'n verbond. Ek het jou lankal uitverkies voor die grondlegging van die aarde en jou nageslag. En julle sal vir my 'n koninklike priesterdom wees, 'n heilige nasie. Nou weet ek nou al klaar vertel wat het met hulle gebeur. Hulle het in die beloofde land beland, hulle het vir God nie geluister nie, hulle is verstrooi oor die hele aarde. En nou skryf Petrus vir hulle 'n brief.
Er is baie geskiedenis wat gebeur as God het 'n verbond gemaak met hierdie 12 stamme. Die 10 stamme se verbond is gebreek. En dit lees ons in Hosea. Hy sê, ek verbreek my verbond met julle. Nogtans sal julle genoem word kinders van die lewende God. En wat het gebeur? Met 'n prys vir hulle sonde betaal. En hoewel hulle vreemdelinge is, kan hulle terugkom. Hoewel hulle verstrooi is, kan hulle terugkom. Terugkom beteken, jy was voorheen daar. Verstrooi beteken, jy was voorheen daar. En hulle kan terugkom. Hoe? En die besprenkeling met die bloed van Yeshua Messia. Dit maak dit als moontlik. Maar genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. So as jy nou nie een van hierdie uitverkorenes, hierdie wat verstrooi is, wat volgens die voorkennis van God uitverkies was nie, is die brief nie vir jou nie. En wat dit beteken, ons kan nie hierdie brief net vir almal stuur en sê, hierdie is op jou van toepassing nie. Want Petrus het dit nie gesê nie. En eintlik pleeg ons bedrog. Eintlik skep ons 'n vals verwagting. Eintlik beloof ons vir persone goede wat hulle nie gaan kry nie. Want hierdie is 'n gawe, dis 'n geskenk van Vader. Maar vir die wat hy wil. Watter wil hy? Uitverkore volgens die voorkennis. Dis 'n apart gestelde groep. Hoekom het hy uitgekies? Gevolg van sy liefde. Toe Israel by die berg Sinai is, toe sê hy, julle alleen het ek lief gehad. Het ek uitverkies uit al die nasies wat op die aarde is. Daar's baie nasies. Hulle kom net uit Egipte uit, hulle is op pad na die beloofde land toe, daar's 7 ander nasies. Hy sê, het hulle almal uit. En dis nou buiten die Edomite en die Kanaaniete en al die ander volke op die aarde. Sê, daar's net een, is net julle. Ek het net julle lief. En hy het besluit, gekies, is voor die grondlegging van die aarde. En ons kan dit nie verander nie. In elk geval, nou weet ons vir wie is die brief. As jy onseker is of jy deel is van dit, vind uit. Is nie so moeilik om uit te vind.